Goeiedag luisteraars. Ek deel graag met julle oor Finding Your Flight. Abba Vader, so dankie vir u volmaakte liefde en dat ons altyd kan terugkeer na u toe. Heilige Gees, u is so welkom. Ek onderwerp my aan u in elke faset van my lewe. Ek is afhanklik van u. Here, wil u elkeen aanraak op 'n spesiale manier vandag. Ek bid ook vir 'n goddelike ontmoeting met u. Ek bid vir genesing, Here, ek bid vir vrymaking in Jesus naam. Vader, ons kom in diepe afhanklikheid na u toe. Open ons geestesoë en ore en ons geestelike senses, dat ons so bewus van u sal wees, dat ons u sal sien en dat ons u sal ervaar. Ons eer u en ons loof u. Dankie Here, dat ons nou op u skoot kan kom sit en net indrink wat u in ons wil werk. Have your way, Holy Spirit. Amen. Nou, ek deel graag met julle oor Finding Your Flight. Die Here wil ons leer en oplei. Die Here wil ons train om in sy rus in te gaan. Nie om te strive nie, maar om tyd te maak en te gaan sit en te joernaal. In sy teenwoordigheid sal hy geheimnisse en openbarings aan jou openbaar. Dan hoef jy nie meer te gryp nie of te strive nie, maar sal jy begin vloei in sy presence. Vra vir die Here, Abba, wat is dit wat u met my wil praat? Abba, wat is dit wat u vir my wil sê en in my wil werk? Wanneer jy dit neerpen in jou joernaal, dan kan jy weer later daarna teruggaan. Enige profetiese woord wat jy kry, of openbarings wat God vir jou gee, het 'n goue draad wat deurloop. Daar sal iewers 'n konnotasie wees, let op daarna. Die Heilige Gees praat op verskillende maniere met elkeen. Elkeen van ons praat hy verskillend, deur drome, deur profetiese woord, deur visioene, miskien deur mense of mentors, deur die natuur ensovoorts. Maak tyd, koop die tyd uit om stil te sit en te wag op hom, om hom te hoor, om sy stem te hoor. Soos jy sy stem hoor, maak al die legkaartstukkies dan bymekaar wat hy vir jou gee. Miskien is dit skrif wat jy hoor, of iets wat iemand gesê het, wat in jou hart roer. Dalk 'n droom, of 'n boodskap waarna jy geluister het. Wees getrou om tyd uit te koop en skryf dit dan neer, om dit bymekaar te maak. Die Here werk met jou in seisoene. Deur die dag sal jy small whispers, sagte fluisteringe hoor, wat Heilige Gees aan jou openbaar. Skryf drome neer, of jy kan net die hoogtepunte neerskryf, want jy vergeet gou 'n droom. Die woord sê ook vir ons, dat Vader vir sy geliefdes gee in hulle slaap. Psalm 127 vers 2 sê die Passion Translation, God can provide for his lovers even while they sleep. Jy droom elke nag, ons onthou dit net nie. Skryf neer jou drome, dat Jesus vir jou die prentjie kan begin inkleur, dat dit persoonlik kan raak, met ander woorde, dat dit vir jou 'n openbaring kan raak, en wanneer dit vir jou persoonlik raak, dan val religion. Dit is wanneer die Here jou begin voed uit sy hand uit. Ons moet nie voed op 'n ander een se openbaring nie, maar wat hy in jou geplaas het, wat dalk nog toegesluit is. Dit moet ontsluit of oopgemaak word, dat dit na vore kan kom wat hy in jou geplaas het. Jou verhouding met hom sal dan real, dit sal dan werklikheid raak. Kom en gaan altyd met 'n verwagting, om van hom te ontvang, om na hom te luister.
Die regte skoene vir jou journey is om teenwoordig te wees in die proses. To be present in the process. Nie hier iets doen en daar dink nie, sodat ons nie die hart van die detail sal mis nie. Bly in intimiteit en gehoorsaamheid. Position yourself to be present in the process. Stop en observeer. Laat jou reis, jou journey, jou intimiteit met hom, vir hom behaaglik wees. Dit behoort 'n enjoyment en avontuur te wees, 'n hidden story unfold. Miskien kan dit 'n seisoen van geestelike oorlogvoering wees. Moet nie vir afgod nie. Kom sonder 'n afgod van wat iemand anders miskien in die woord gehoor het. Laat dit 'n realiteit word vir jou. Ontvang, maak oop en luister. Wat wil die Here in jou doen? Ervaar hom in 'n dieper manier. Kom na die tafel toe met daardie beauty, met daardie pragt van wie jy in hom is. Wees eerlik met hom, wees ook eerlik met jouself. Verwyder die ou wynsakke. Godsdiens, wat sê jy mag nie teleurgesteld of kwaad word nie? Daar is 'n diep roep, 'n deep cry opgesluit in jou. Ons sien in die woord ook, het hulle 'n geweeklaag voor die Here gekom met alle eerlikheid. Die roep het hier veiligheid om uit te kom en gehoor te word, daar die deep cry binnekant jou. Hier waar heelwording is en genesing vir onsself, wanneer ons die tafel face. Wat sê dit daar diep binne in jou hart? What is the depth of my heart really saying? The cry of the depth. Wat binne in jou moet gehoor word, watter kreet roep uit in jou. Wees gereed om eerlik met jouself te wees en om te groei. Kom bewustelik na die tafel van genesing. Hier by die tafel cultivate jy 'n dwelling place. Hier gaan ons saam met die Heilige Gees waag om in beoogde hoeke van die hart te beweeg. Ongeneesde spasies wat stikkende parte het van pyn, verlies en trauma. Can you hear it? The ancient sound of the Father resonating through time. Volg die egos terug na die tuin wat binne in jou is. Na die plek van oorspronklike intimiteit waar die skat van Christus binne in jou opgesluit is. Bewoon of inhabit his presence until he is fully enthroned in the garden of your life. How to find your flight. Nou gaan ons kyk, soos byvoorbeeld wanneer 'n vliegtuig in die lug bly en byvoorbeeld kan ons 'n voorbeeld vat wanneer 'n duif vlieg. Is daar 4 verskillende kragte wat gebruik word. The 4 forces of flight. Om dit te verander, dit moet vernuwe word. Dit gaan ons sien is die ligkrag, die gewig, die stuurkrag en weerstand. Met ander woorde, om jou vlug te vind, dit is finding your flight, wanneer al daardie 4 kragte ingespan word en gebruik word. Ons dink byvoorbeeld aan die duif in Genesis, wat Noag uit die ark gestuur het om te kyk of daar al 'n blaartjie was, of die water op die aarde al gesak het in Genesis 8. Lang terug was posduwe gebruik en het hulle 'n belangrike rol in die oorlog gespeel, omdat hulle die vermoë gehad het om 'n plek te kry. Hulle het daardie home ability gehad. En hulle was ook gebruik oor hulle spoed en ook oor hulle altitude was hulle gebruik in kommunikasiesisteme in oorloë. Nou die laaste beskikbare duif was vir die US weermag. Dit was Major Charles Whittlesey. Hy was desperaat om die Amerikaanse fors te laat weet dat sy laaste bataljon gebombardeer is. En hy het 'n nota in 'n houer geplaas en dit vasgebind aan 'n duif se poot. Die duif het dadelik gevlieg
en is geskiet deur die Duitse skuts en het erge beserings opgedoen. Maar ten spyte van sy oog wat blind geword het, gebloei het en 'n ernstige beenbesering gehad het, het die duif wonderbaarlik aanhou vlieg vir 25 myl, totdat hy by die Amerikaanse basis gekom het. En die boodskap aan sy been het die Amerikaanse kommando bereik en 194 soldate is gered toe die vuur gestop is. Nou net soos die duif uit die tuin moes gaan, is ons ook uit die tuin gestuur. Die duif het gevlieg met 'n boodskap. Hy het deur oorlog gevlieg en aanvalle beveg. Die duif is beseer in die proses. Nou in Genesis het die duif sy plekkie teruggevind na die tuin, na die egos van Eden, om te vervolmaak waar hy teruggeroep is na die hok. Net soos die duif uit die tuin gestuur is, so bevind ons onsself ook buite die tuin. En net soos die duif 'n boodskap dra, en ons 'n boodskap dra wat Vader in ons harte geplaas het. Keer dan terug na jou bestemming. Keer terug na die Vader se hart. Keer terug na sy intensies vir jou lewe. Keer terug na jou Eden staat. Ons het nodig om weer ons vlug te vind, om hoër op te kom. Weet om jou vlug terug te vind. Jy benodig sterk vlerke en jy word geleer. Jy word getrain om dit te kan doen. Soos duwe getrain word deur hulle pigeoneer, so word ons ook getrain deur ons Abba wat ons pigeoneer is. Sommige duwe het 'n sterk instink, ander vlieg weer orals en hulle moet geleer word om hulle vlug terug te vind. Nou wat beteken dit om ons vlug terug te vind? Dit beteken om kapasiteit te hê. Wanneer 'n voël in 'n boom sit, mis hy sy potensiaal, dan mis hy sy doel waarvoor hy geskape is, want hy is gemaak om te vlieg. Ons is gees, en in ons het die Vader kapasiteit geplaas om ons as geesmens te beweeg. Ons moet wandel met hom in ons Eden kapasiteit. Die kapasiteit is daar soms nog nie ontsluit in ons nie. Ons is so gewoond om in die natuurlike riem te beweeg, dat ons nie altyd agterkom dat ons in 'n groter kapasiteit kan beweeg nie. Ons moet terugkeer na die capacity wat die Vader binne in ons geplaas het. Ontsluit dit om dit af te bring. Wanneer jy vanuit sy presence na dinge kyk, lyk dit anders in jou lewe. Dit klink anders. Dan ervaar jy dit moeiteloos. Jy kan jou kapasiteit ontsluit waar? In sy teenwoordigheid. Om te vlieg moet jy hoër opkom. Wat beperk jou om hoër op te kom? Wat is jou beperkinge? Byvoorbeeld frustrasie, geïrriteerdheid, vrees, verwerping. Soms beperk dinge vir ons waarop ons fokus het. Face die beperkinge in jou siel. Waar steek jy vas? Waar het jy gestak? Beoefen die beginsel van kava in die Hebreëus, wat beteken om geïntertwined te wees met jou Abba, om saamgebind te wees in intimiteit, soos in koord. Stop die frustrasie en stop die geïrriteerdheid. Sê vir die Here, hierdie frustrasie, hierdie geïrriteerdheid beperk jou. Dit beperk jou vrede, dit beperk my joy, wat vanuit my binneste kom, en ek wil U die bron maak, en U is in my, waar daar altyd vrede en joy is. Of gaan jy daarmee aangaan, of gaan jy stop? Jy het die vermoë om jou kapasiteit te skuif, om jou vlug te vind. En dit is wanneer jy stop en bewus raak van wat binne in jou aangaan.
jou innerlike staat, jou emosies en jou houding. Draai na jou Abba Papa, bly in hom. Prediker 4:12 sê, en as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Nou bring elke stukkie, elke toying, elke flarde, soos 'n koord na hom toe. Bring daardie repe, daardie strands van irritasie, van frustrasie, om daardie strands te intertwine, om hulle te vervleg, dat hulle kan vervleg word met wie Abba is, met wie hy is. Kom op hoor, bring die emosies hoor, bring jou attitude hoor, jou innerlike staat, bring dit hoor, waar daar nie beperkings is nie, waar jy die volheid kan beleef en ervaar en vreugde kan hê, die volheid van die realiteit binne die koninkryk van God. Kom uit die vlees na die gees, 'n plek waar jou kapasiteit opgesluit word. Selfs in time, in tyd, kan 'n beperking wees. In die Vader, moet ons altyd onthou, is daar nie tyd nie. Daarom sê ons, kom op hoor. Beoefen dit, bly in sy teenwoordigheid, fokus op hom. Kom uit daardie to-do's, daardie taakgedrewenheid, kom weg daarvan, tree weg van dit en kom na die tafel van genesing. Vloei in sy ritme, in sy presence. Die Vader sal aan jou openbaar die areas van jou lewe waar jy nog beperk word. Hy wil in jou oopsluit, die groter kapasiteit. Jy is in hom, hy is in jou. Bid en vra vir hom waar jy gestak het, dat hy dit aan jou sal openbaar. Nou kan ons weer kom sit by die tafel van genesing. Jy kan kry die broodjie en die sappie. Terwyl ek vir julle lees Hosea 11 vers 4, met mensebande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek, en ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. Nou deur Jesus se liggaam te eet en sy bloed te drink, kom die eenheid en die intimiteit van hoe lief die drie enige God jou werklik het. Doen dit in wie ek is en wat my liggaam, my bloed vir jou gedoen het. Vader, ons bring elke beperking voor U vandag. Skyn U lig op elke beperking waar ons nodig het om te stretch. Here, ons linger met U in U Eden heerlikheid. Waar ons beperk is, onseker was, ongeliefd gevoel het, nie genoeg gevoel het nie, waar ons vergelyk het, waar ons gekompeteer het, help ons om vry te kom, om weg te breek van dit. Sluit oop ons kapasiteit om in U teenwoordigheid te vloei. Neem nou die broodjie en die sappie. Dankie Here, dat U ons so lief het. Amen.